Goeiemorgen, dit is woensdagoggend, die 4de Februarie 2026 en ek groet julle hartlik hier van die walle van die Groot Rivier. Ek het my Engelse uitsending op woensdag tydelik gestaak, want daar is 'n aansienlike afname in die kykersgetalle wanneer ek wel in Engels uitsaai. Wat vir my sê dat die groter groep van mense wat wil ondersteun en luister na wat ek sê, wel Afrikaans sprekend is en dat ons waarskynlik baie min mense in die buiteland sal bereik. Totdat ek nie andersins bewys word nie, sal ek voortaan maar net in Afrikaans weer uitsaai. Nou ja, interessant, vandag in die nuus, hierdie bordjie wat sê no water for whites. Ek dink dis baie ernstige situasie, want ons kyk nou eintlik na die nuwe waterwet, die aanpassing op die waterwet, en hierdie waterwet het meer te doen met kommersiële landbou en besproeiingswater. En die feit dat damme wat deur boere self gebou is, in die hande gekry moet word, maar die probleem lê daarin dat hierdie waterregte moet hertoegeken word en voorkeur moet gegee word aan, soos hulle hier sê, for race-based preferences and restrictions in water licensing. Nou, hierdie dinge maak dit baie moeilik vir boere om te beplan, maar aan die ander kant is dit 'n blaatante rassistiese reëling wat hulle op die boere en inherent op almal wat daaronder gaan ly as voedselproduksie en duie stort, is om te sê dat ons het meer beheer en ons gaan meer beheer toepas. En julle gaan nie noodwendig die water kry wat julle hoop julle gaan kry nie, maar natuurlik sal omkoopgeld 'n rol speel in die proses. Daarteenoor sien ons dat John Steenhuisen is hewig in die spervuur oor sy besluit dat boere, sy self opgelegde wetgewing dat boere nie hulle vee mag self inent nie, dat hulle nie enstof mag invoer of inbring nie, en ek kan in elk geval nie die vraag beantwoord oor hoekom Suid-Afrika nie sy eie enstof vervaardig nie, terwyl ons dit al die jare en jare en jare van die apartheidsjare dit self gedoen het. En nou, waar die sogenaamde liberale aan bewind is, die ANC aan bewind is, waar alles so wonderlik moet gaan, ewe skielik is daar geen enstof nie. En hierdie minister van Landbou, John Steenhuisen, ook die leier van die DA, se optrede teenoor die boere, sy antwoorde wat hoe hy eintlik die probleemareas omseil deur nie direkte antwoord op wat is die probleme nie. Hoekom is dit so duur? Hoekom moet dit deur die regering gaan? Hoekom moet hulle dit hanteer? Hoekom mag boere nie hulle eie goed inbring nie? Dis asof daar 'n totale aanslag gekom het teen die boer. Kyk waar lê mieliepryse, kyk waar lê koringpryse, produkpryse. En oral langs die pad van die middelman die grootste hoeveelheid van die wins weg. Die boere word nou geransoneer met water en sal waarskynlik gelukkig wees om genoeg water te kry om al sy besproeiing te doen. Daarteenoor is dit nou maar goed en wel as jy diere op die plase vrek. Eider gaan julle baie duur vir enstof betaal wat deur die regering verskaf word, of julle sal nie julle diere inent nie. Dis daardie tipe van blaatante optrede deur 'n absolute
besonne regering van nasionale eenheid onder leiding van die ANC wat sulke patetiese besluite kan neem en deurvoer. Dis asof hulle doelbewus die boere wil dwing om hulle grond te laat gaan of doelbewus landbou in duie te laat stort om sodoende grootskaalse hongersnood en so meer te veroorsaak. Ons weet, Cyril Ramaphosa is in die hande van die een wêreldorde onder leiding van George Soros, Klaus Schwab en eintlik inherent van die Rothschilds, die Illuminati, vasgevang daarin en hy moet maak wat hulle vir hom sê, want die ANC het te veel geld geleen en kan nie uit die struik ontsnap nie. En daarom, en juist daarom, moet hulle die agenda deurdruk. Suid-Afrika was destyds gebruik om vir die wêreld te bewys dat 'n reënboognasie kan vorm. Daai hele proses het klaaglik misluk. Dit het nie gewerk nie. Tog het hulle daarna dit in die res van die wêreld ingebring en nou sit almal reg oor die wêreld met immigrasieprobleme en immigrante wat nie by hulle kulture kan inskakel en aanpas nie. En so het die reënboognasie ook nie gewerk nie, want ons kulture pas ook nie by mekaar aan nie. Maar nou gaan hulle voort en dis asof hulle die wette wat die ander lande nog nie wil ernstig toepas nie, weer as 'n proefneming hier in Suid-Afrika voordruk om uiteindelik te probeer om die wit mens nog verder te vertrap en te verneder en tot niks te maak nie. Maar juist daarin lê die oplossing dalk. En juist daarin lê die gevaar vir die regering dalk. Want vir hoe lank gaan die Afrikaner dit vat? Vir hoe lank gaan hulle hierdie vertrapping nog verdra? Maar is dit nie dalk wat die regering graag wil hê nie? Sodat hulle extermination program, hulle volksmoord idees kan uitvoer en dan sê, ja, maar hulle het beginne, hulle het eerste opgetree. So wil hulle ons dwing om in 'n oorlogssituasie te beland, 'n tipe burgeroorlogssituasie in Suid-Afrika, of wil hulle regtig die land bou en vooruit laat gaan? Is hulle regtig bekommerd oor hongersnood in Suid-Afrika, oor voedselsekerheid in Suid-Afrika? As jy jou grootste landbouprodusente se water gaan beperk en die water vir swart boere gaan gee en dit van die blanke boere af wegneem, en jy sê vir die grootste beesboere in Suid-Afrika wat blank is, dat jy kan nie jou diere op jou eie ent nie en jy moet deur ons werk met belaglike pryse vir die entstof en 'n belaglike prosedure wat skielik vir die stadia leenreg toe-eien, terwyl daar duisende veeartse is met die regte koneksies wat daai entstof kan invoer. Van wanneer af het ons al so doelbewuste aanslag op die blanke boere in Suid-Afrika gesien soos nou? En op 'n kleiner skaal gaan dit deurgevoer word na elke blanke, al woon hy in 'n dorp, al woon hy in 'n stad, of al woon hy op 'n plattelandse plekkie, ergens teen die see. Ons gaan stelselmatig hierdie afdwinging van regte op ons ervaar tot die punt waar hulle suksesvol ons totaal en al doodgedruk het. So wat is die oplossing? Die oplossing op die ou ene van die dag is, ons staan met ons rug teen die muur. Ons sal moet terugveg. Maar my waarskuwing staan, dis dalk wat hulle wil hê ons moet doen. Maar daar gaan 'n punt bereik word waar daar nie 'n ander opsie of 'n keuse gaan wees anders as om dit te doen nie. Anders gaan ons uitsterf.
Anders gaan daar geen toekoms vir ons kinders en kleinkinders wees nie, vir 'n nageslag nie. Maar hoe meer dit druk, hoe meer raak dit duidelik vir ons dat ons voorbereid moet wees, dat ons sal moet groepeer om ons magte saam te snoer. Maar hoe anders gaan ons weerstand bied teen 'n groepering wat ons met alle mag doodwens. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker dag.